Levitikus 20 vers 22 tot 24 sê: Julle moet al my reëls en regulasies noukeurig gehoorsaam, anders sal die land waarheen ek julle bring, julle uitspoeg. Moenie die gebruike van die volke wat ek voor julle uitgedryf het navolg nie. Dit is omdat hulle sulke verskriklike dinge doen, dat ek hulle so verafskie. Ek het jou beloof, dat julle hierdie baie vrugbare land sal erf. Ek die Here is julle God, en ek het julle afgesonder van al die ander volke. So God waarsku hierso sy volk, dat as hulle die bose praktyke gaan doen, en gaan navolg van die Kanaaniete, dan gaan die goeie land waantoe God hulle lei, en wat hy vir hulle bestem en instoor het, hulle uitspoeg. Sonde dra 'n vloek in homself. God sit nie en straf elke sonde nie, hy sit nie met 'n sweep en 'n vergrootglas, met opgewondenheid en wag dat ons moet sonde pleeg en dat hy ons kan straf nie. Inteendeel weet ons dat ons wat in Jesus Christus is, Jesus het ons straf gedra aan die kruis. 'n weergebore kind van God staan nie onder God se straf nie en nie onder veroordeling nie. Tog sal elkeen wat homself met sonde ophou, die vuil effek van daardie sonde in sy of haar lewe beleef, gered of ongered. Daarom dat God hierso aan sy mense sê dat as hulle self met die sonde ophou, die mooi beloofde land wat hy vir hulle instoor het, hulle gaan uitspoeg. En in hulle geval was dit letterlik gewees dat hulle in ballingskap weggevoer is. In ons geval sal dit dalk geestelik wees, waar ons gaan uitmis op die goeie wat God vir ons instoor het, as ons onsself ophou met die sonde. Ek moet besef, ek is afgesonderd vir God, ek is heilig teenoor God, voor God, ek behoort aan hom, ek is klaar met sonde. Waarom sal ek dan nou aangaan en sonde doen? Ek sal die sondige praktyke van die sondaars, van die sondige wêreld eerder verafskie en geen deel daaraan hê nie, want die wat daaraan deel het, sal die vrot vrug daarvan eet. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat U my vrygemaak het van sonde. Ek wil nie deel hê aan die sondige leefwyse van die wat sonde beoefen nie. Ek wil heilig voor U wees. Ek wil die goeie van die beloftes wat U vir my instoor het, wil ek beleef en nie die vloek wat opgesluit lê in sonde nie. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, mag jy vandag beleef hoe die goedheid van God oor jou lewe heers, omdat jy jou pad van geregtigheid saam met God stap. Tot volgende keer.